Dankie vir 5 jaar. Here, al u seëninge, Here, al u genade, Here, ons kan net u sê baie dankie. Ek vra, Here, dat u hierdie diens vanmôre sal seën, Here, dat u ons harte sal oopmaak, dat ons ontvanklik sal wees vir die woord, en dat u Heilige Gees vanmôre werksaam sal wees by elke liewe een van ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie ons dan lief. Baie welkom in die Erediens vanmôre. 5 jaar oud vandag. Ja, 5 jaar oud vandag. Eindig gister, maar as jy dit vat op 'n Sondag, as jy dit vandag 5 jaar terug opgemaak het. Maar baie welkom in die Erediens. Kom ons sing vanmôre, ek wil dit regtig sing met volle bors. Ons regtig die vreugde, die Here het vir ons so belangrik, ek het 'n boodskap vanmôre gekry by die Here oor vandag, oor spesifiek oor 5, oor die getal 5 daar rondom. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels, maar een van die dinge wat ons lewens moet wees is vreugde vir die Here. Ons is in 'n tyd waar ons, ek kry dit doen in die week weer met mense, of persone wat gaan oor die oorlog nou tussen Israel en Iran wat aan die gang is, en baie mense is gefokus op wat aan die gang is. In plaas van gefokus te wees op die feit dat die woord van God is wat besig is om vervulling te gaan. Dat dit is wat nie gebeur nie omdat hy dit so wil nie, maar omdat die wêreld nou maar eenmaal boos is. Die wêreld nie, ek gaan nou 'n bietjie meer oor sê, maar kom ons vereer die Here. Ons sing lekker uit volle bors, saam sing, en ons het vreugde terwyl ons gaan. As jy nou warm genoeg, is dit snoesig genoeg. Thank you.
sy kry skaal, sy oupa so hard sing, julle weet aan haar help, wat sy nie skaal hoef te kry nie, dat ons almal sy stemme hoor, nie net haar oupa wat so vals sing hier voor. Kom ons sing, it's a joy unspeakable and full of glory, full of glory, full of glory. As jy bly is in die Here, sing dit ons. Unspeakable and full of glory, full of glory, full of glory. It's a joy unspeakable and full of glory. As never yet before. It's a joy unspeakable and full of glory, full of glory, full of glory. It's a joy unspeakable and full of glory. The heart has never yet been told. It's a joy unspeakable and full of glory, full of glory, full of glory. It's a joy unspeakable and full of glory. And the heart has never yet been told. It's a joy unspeakable and full of glory, full of glory, full of glory. It's a joy unspeakable and full of glory. And the heart has never yet been told. Has never yet been told. Arise and sing, you children of Zion, the Lord has delivered thee. Arise and sing, you children of Zion, for the Lord has delivered thee. Open up your heart and rejoice before thee. Open up your heart and rejoice before thee. Open up your heart and rejoice before thee, for the King is our God. Arise and sing, you children of Zion, for the Lord has delivered thee. Arise and sing, you children of Zion, for the Lord has delivered thee. Open up your hearts and rejoice before thee. Open up your hearts and rejoice before thee. Open up your hearts and rejoice before thee, for the King is our God. Arise and sing, ye children of Zion, for the Lord has delivered thee. Arise and sing, ye children of Zion, for the Lord has delivered thee. Open up your hearts and rejoice before thee. Open up your hearts and rejoice before thee. Open up your hearts and rejoice before thee, for the King is our God. Open up your hearts and rejoice before thee. Open up your hearts and rejoice before thee. Open up your hearts and rejoice before thee, for the King is our God. The King is our God. So with the high praise of God in my mouth and the two-edged sword in my hand, I will march right on to the victory side, riding to Canaan's land. So with the high praises of God in my mouth and the two-edged sword in my hand, I will march right on to the victory side, riding to Canaan's land. So with the high praises of God in my mouth and the two-edged sword in my hand, I will march right on to the victory side, riding to Canaan's land. The high praises of God in my mouth and the two-edged sword in my hand, I will march right on to the victory side, riding to Canaan's land. To the victory side, riding to Canaan's land. Ons het baie gepraat hier oor die laaste tyd, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Here ontmoet.
Die een dag aan hom gewy, die nikste offer aan sy voet. Ek was 'n kind van die Here, gedink ek is 'n kind van die Here. Ek was een van daardie, as ons kyk na die gelykenis van die 10 maagde, en was ek een van daardie 5 wat nie die ekstra wil hê nie. Want maar gedink het ek is alright, ek kan lewe soos ek wil, sodat ek net hier glo in Jesus, dan is ek fine. Maar my hart vir die Here gegee, en toe het ek soekend geraak. En die eerste ding wat ons gesoek het, is 'n kerk wat die waarheid verkondig, wat die woord van die Here verkondig, soos wat die kerk vir ons voorgehou word in die boek Handelinge. En uiteindelik het die Here vir ons gegee 'n gemeente wat sy elke tweede week gediens het. Dit is maar meer evangelisasie en dat groot en wonderlike dinge gebeur. Maar my gebed was, Here, ons soek 'n kerk hier in Edenburg. Glad nie was my gebed om hier voor te staan, op die podium te staan, en die gebed was gewees 'n kerk wat ons kan bywoon elke tweede Sondag.
Daardie keer was ons nie daar nie. Daardie kerk het net elke tweede Sondag. En toe ek my uitvind, maar die Here het ons ook gelei dat ek verder gaan studeer en daai tipe van dinge. Op 'n Sondag, op 'n Vadersdag, 5 jaar gelede, op die 21ste Junie, is daar 'n kerk geopen, Woord en Waarheid bedieninge, nog 'n ander gebou gewees onder pastoor André Langenhoven, maar daardie oggend het nie hy of ek gepreek nie. Sy dogter het nog gepreek omdat Vadersdag was. Ek weet nie wie van julle daar was nie. Ek onthou dit. Ons man het ons 'n klein karretjie gekry, hy het so 'n rooietjie gekry. So karretjie en sy het so 'n boodskap vir die pappas gebring daardie oggend. En die idee was gewees en ek het nog goed, ons sal maar kyk. Want met die kerk is wat die waarheid preek en ek het so dit gevolg. En op daardie tyd was die lockdowns gewees, so daardie kerk het so 2 dienste gehad, jy kon die oggend of die middag gaan. Want ek dan Marine maar altyd die middagdienste geboek, want die moes voor die tyd bespreek. En ons die oggend hier bygewoon in hierdie kerk. Maar die idee is, ek sê, was die elke tweede Sondag. Want toe my oor uitvee te word, ek geroep in die bediening in. En nou ja, nou soos 5 jaar al Woord en Waarheid bedieninge. En baie dinge het verander. Want die Here het al laat vir my gesê, te roep op my lewe, maar ek het nooit gedink dit sal wees om die bediening self te staan. Ek nou net, elkeen van ons het 'n roeping. Elkeen van ons het 'n bediening. Nooit dink, is net die of daai nie. Ongelukkig is daar mense wat nooit hulle bediening vervul nie, wat nooit daar uitkom nie. Dus ek het gesê, onthou die woorde. Onthou die woorde. Het ek iets om te offer, moet ek so my Here ontmoet. Moet ek gaan met leë hande, moet ek my Here so ontmoet. Die een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voete. Ons het daaroor dink, so sommige ons almal het 'n bediening, maar party mense vervul met hulle bediening nie. En ander weer kry die gedagte en dan storm hulle wag net dat die Here hulle mooi voorberei nie. Maar ek wil vir die Here baie dankie sê vir hierdie 5 jaar. Al die eer kom hom toe. Dat ons staan en gebly het hierdie 5 jaar. Was nie altyd maklik nie. Was nie altyd easy going gewees nie. Daar's baie uitdagings, daar's nog steeds uitdagings, maar die Here is met ons, die Here bevestig dit gedurig. Ek nog 'n bietjie vertel hoe die Here vir ons dinge bevestig, dat ons nog besig is waarmee ons moet besig wees. Maar so vra ek die Heilige Gees, wat se boodskap gaan ek bring? En die Gees van die Here sê vir my, gaan soek in die Bybel waar die getal 5 voorkom. Ek sê jou lei. Ek sê jou lei, ek gaan 'n krap in die Bybel, en sommer vroeg in die Bybel, Genesis 1. Nou ek wil wat die Bybel wil volg, wat ek sê, gaan so lank na Matteus 25 toe, want dis waar ek 'n bietjie langer gaan vasstaan. Ek gaan ander tekste aanhaal, maar ek weet nie, jy moet nou rondblaai in die Bybel en soek, en ek gaan daar te vind gaan. So kry so dan Matteus 25, jy wat vervolg in die Bybel, Matteus 25. En as julle vir my sê, amen, julle is daar, dan kan ek voortgaan met die boodskap vanmôre. Prys die Here. Dus as julle wil volg, as julle wil lees, moet julle hoef nie, julle kan net hoor wat ek sê. Goed. Die eerste teks waar ek gaan aanraak, kry sommer vroeg aan in Genesis. Genesis 1 vers 21, 23. Ek het dit mense nog kan gevang sien. Genesis 1 vers 21, 23, jy moet luister maar net, dit gaan oor die skepping. Ek lees vir God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel volgens hulle soorte en al die gevleelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see en laat die voëls op die aarde vermeerder. En dit was aand en dit was môre die 5de dag. Ek dink myself, wat het die Here vir my sê, en onmiddellik kom iets na my vore, en dit is verantwoordelikheid. Die Here sê, hy het nou geskap, hy het die hemels en die waters in die grond geskei, hy het die lig geskep, hy het die sterre, hy het alles gemaak, hy het plante gemaak, en nou maak hy die seediere en hy maak die voëls op die 5de dag. En hy sê, dit is goed, die skepping is goed. Maar daar is iets wat volg. En dis wat die Here vir ons wil sê, julle kerk is goed. Dit wat gebeur is goed, maar dit is nie klaar nie. Daar is iets wat moet gebeur. Wat het gebeur op die 6de dag? Op die 6de dag het die Here gekom en hy het al die diere op die aarde geskape, né? Maar hy het nie so gelos nie. Hy het 'n verteenwoordiger geskape wat lyk soos hy, na sy beeld.
die mens. En in die mens nie net geskape om te vul nie, hy die mens 'n verantwoordelikheid gegee. Hy het vir die mens gesê, ek stel jou aan as die rentmeester om te heers oor my skepping. En die Here sê vanmôre vir ons profetiese woord, hy sê woord en waarheid bediening uit Edenburg. Jy het 5 jaar oorleef en ek het julle gedra. En vir 5 jaar het julle gegaan van krag tot krag. En daar het dinge gebeur, mense het gekom en mense het gegaan. Maar dit het nou tyd geword dat julle daai boeties en sissies wat nog op die 6de dag moet kom. Dit tyd dat ons hulle begin bytrek, ons hulle begin intrek. En nie net nie, dat ons as rentmeesters elkeen ons roeping beleef en uitleef om hierdie kerk sterk te maak en sterk te hou. Die kerk van die Here daar buite, maar ook hier binne die 4 mure. Die Here sê, ek gee julle verantwoordelikheid. Hy sê, 5 dae is verby, 5 jaar is verby. Dan begin 'n nuwe seisoen. En daardie nuwe seisoen is dat die laarstes moet bykom. En dat ons as rentmeesters hulle moet dra, dat ons hulle moet bemoedig, dat ons hulle moet lief hê, dat ons oor hulle moet kyk, dat ons oor hulle moet waak en nie toelaat dat hulle verlore gaan. Die pastoor André het nou in die afkondigings hier gepraat oor mense wat eensaam is, mense wat hartseer is, mense wat daar buite is. Ons kan nie by almal uitkom nie. Ons moet begin uitreik na ons broers en susters. Ons moet ons liefde betoon aan hulle. Ons moet hulle nie laat verlore gaan nie. Ek wil vir julle sê die vyand gaan vir jou hou by jou probleme. Die vyand gaan vir jou laat fokus op mense is gefokus of op hulle probleme of op hulle begeertes. En hoe groter daai probleme en hoe groter daai begeertes, hoe kleiner word Jesus. Amen. En dis wat die vyand wil hê. Dit dan jy kyk daar so prentjies van 3 prentjies. Die jong man sit en hy droom oor sy kar wat hy eendag gaan koop. En die middeljarige man is dieselfde man wat 'n paar jaar ouer is en hy sit en droom nog steeds oor dieselfde kar. En dan sit die ou man en hy droom nog steeds oor dieselfde kar. Sy hele lewe het by hom verbygegaan, maar dit is waarop hy gefokus was. Hy was nie gefokus op Christus nie. Ander mense fokus op hulle probleme. 'n Suster, een van ons Facebook susters stuur vir my, en wat dink ek hiervan, pastoor? Ek gaan vir julle lees, iemand het dit vir haar gestuur. En of sy sukkel of sy ken iemand wat probleme het. En sy in die eerste is Galasiërs 5:22, wat natuurlik sê die vrug van die Gees is vreugde, en dan word die aangehaal Psalm 68 vers 4 wat sê vir die regverdiges sal daar blydskap wees, hulle sal juig voor God. Ons het nou vanmôre gesing. Ons het gesing. It's a joy unspeakable and full of glory. Full of glory, full of glory. It's a joy unspeakable and full of glory. And the half has never yet been told. Hoekom lyk kinders baie keer so morbid? Die ding wat hier staan, ken jy kinders van die Here wat altyd swaarmoedig is, altyd mor, altyd ween oor hulle lewe, hulle huweliksmaat, hoe hulle altyd wag vir deurbrake, hoe swaar die omstandighede by die werk is, onvergenoegd oor hulle vriende, kollegas en. Maar hulle sê hulle glo, hulle vertrou wag passievol op die Here om hulle omstandighede te verander sodat hulle vreugde kan ervaar. Hier staan, as jy so 'n vriend of 'n vriendin het wat nie inspraak wil neem nie, hardloop, want ons ware vreugde lê nie in mense nie, of in die lewe nie, maar dit lê in Christus. Vreugde is 'n vrug van die Gees, ten spyte van die omstandighede, ten spyte van swaarkry, sal ons steeds vreugde ervaar. Hy het ons immers vrygekoop sodat ons met blydskap kan lewe en uitsien na sy koms. Jesus het gesê, dit sal nie altyd maklik wees nie, daar sal swaar tye wees, maar deur dit sal hy steeds daar wees en daarom kan ons juig, want alles gaan ten goeie meewerk. Al sou die uw lyf oes misluk en die lande geen oes oplewer nie, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Here, dankie dat U ons bron van vreugde is en nie die wêreld nie, dat ons omstandighede nie ons ontneem van 'n lewe van blydskap nie. En dan staan die negativity is an illusion created by a negative mind. Sy vraag my pastoor, wat dink jy van? Ek sê amen, suster. Amen. Ek sê ek wil 'n teksie daarby voeg. Ek wil 'n teksie daarby voeg. Filippense 1 vers 21 wat Paulus daar vir hulle sê. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Wat bedoel hy daarmee? Nou daar's baie, as jy gaan, ons as predikante is baie lief om bietjie ons noem dit kommentare van ander
teoloë bietjie te bestudeer, wat dink hulle van 'n vers, hoe leer hulle dit uit en so aan, Jimmy Swaggart en almal. Maar so ek dit het, almal van hulle is reg. Maar so ek het wat Paulus daar sê, vir my is die lewe Christus. Met ander woorde, ek is gefokus op Christus, nie die dinge van Christus nie. Ek is gefokus op Christus. En as ek gefokus is op Christus, dan word my probleme al hoe kleiner. Ek is gefokus op Christus, want ek vertel van mense van Jesus eerder as van my probleme. Baie mense wil vir jou vertel, hoe ek wag vir deurbraak, en my vertel hoe sleg sy lewe is, hoe sleg my man of my vrou is, my familie. En ek sê nie die persoon is verkeerd nie, want daar sal baie aanvalle wees op Christene, maar jy moet die lig laat skyn. Jy moet daai vreugde laat deurkom. As Christus vir jou, en ek wil vir jou sê, jou drome gaan verander. Die woord van die Here sê, soek allereers die wil van die Vader, en hierdie dinge sal volg. En hy sê nie, hierdie dinge is daai blink kar wat nie verander nie, hoor. Dis nie dat die Here verander nie, die Here kan nie verander nie. Hy verander nooit nie. Dis jy wat verander. Dis jou begeertes wat verander. Dis jou fokus wat verander. Dan begin jy die dinge vra wat binne sy wil is. En dan sien jy jou gebede verhoor, en jy sien jou probleme al hoe kleiner word, en jou verslawings word kleiner en gaan weg, want jy is gefokus op Christus. Dis wat Paulus sê, met ander woorde vir my is die lewe Christus, want ek kan van mense gaan vertel van Christus. Maar weet jy wat? As ek dood gaan, sou wat? Want vir my is die dood is wins. Hoekom? Maar dan praat ek nie meer oor die Here nie, dan is ek by die Here. Amen? Dan is ek by die Here. Dis amper nog beter, dis ter wille van die gemeente wat ek nog wil bly, sê Paulus. Maar is eintlik beter om by die Here te wees, eintlik beter om dood te gaan. Ek sien dis alweer mense wat begin maskers dra en begin worry en met hulle ding in die keel blykbaar weer 'n nuwe variant en so, almal worry, want die ou vyand wil mense weer fokus op dit. Hoekom fokus jy? Hoekom is jy bang daarvoor? As jou tyd gekom, jou tyd gekom. Dan is jy by Christus. Maar ek dink baie mense worry, want hulle lampies is nie vol nie. Ons gaan nou daarby kom. Maar die eerste ding is, ons het verantwoordelikheid. Daar's 'n ou wat, ek wil dit net vir julle vertel. Weer die week is daar mense wat nou vir Israel support, en ek wil ook iets daar sê. Hy kom en hy val aan, en hy sê, ja, wie die eerste besiel afgevuur? Ek sê, ek weet nie wie die eerste besiel afgevuur. Ja, nee, Israel. Ek sê, ek weet nie, dalk is dit so, maar wie die eerste aan, wie die dreig, wie die gedreig. En daai tipe van ding sê, maar wie die eerste, maak nie saak met wie se hande dit was nie. Hy sê, ja, dis julle God. Hy sê, dit is die Here. Hierdie Baal wat julle aan het, ek sê, nee. Ek sê, dit is die prins van die wêreld. Ja, nee, maar jy bevestig. Ek sê, maar weet jy, wie is die prins van die wêreld? Wie is die God van die wêreld? Ek sê, gaan lees 'n bietjie wat sê, baie tekste, so Johannes 16 wat sê, die Heilige Gees sal kom om julle te oortuig van sonde, van die regtigheid, en van die prins van die wêreld wat geoordeel gaan word. Daar kom 'n tyd. Die Here het vir Adam gegee hierdie wêreld, en hy het vir hom 'n verantwoordelikheid gegee. En al wat Adam moes gedoen het, was om getrou te wees en die Here se leiding te neem. Dis al wat hy moes doen. Hy moes die ditwerk los vir God. Maar ons is nie tevrede gewees om soos God te wees nie. Ons wil God wees. Ons wil God wees, en ons luister na die slang, en wat gebeur nou? Ons gee die wêreld vir Satan. En die Here sê, ek het dit vir julle gegee vir 'n tydperk. Petrus sê, elke dag 1000 jaar, so vir 6000 jaar het ek die wêreld vir die mens gegee, ek gaan dit nie terugvat nie. En ons word nou geheers deur die Satan, die wêreld word beheers deur die duiwel, en dis hoekom hierdie goed gebeur, en glo vir my, die Here huil net sulke lang krokodiltrane, maar hy kan nie teen sy eie woord ingaan nie. Maar daar kom 'n dag, wanneer hy terugkom, wanneer hy gaan kom herstel, wanneer hy wat? Wanneer hy gaan oordeel, en wanneer hy gaan straf. En dis hoekom die Jode hom verwerp het. Die Jode het hom verwerp, want hulle het 'n Jesus, 'n Messias gesoek, wat hierdie wêreld kon vernietig, wat hierdie bose wêreld kon vernietig. Die probleem is, die Here sou hulle almal saam moes vernietig. Want ons almal het gesondig. Hy het gesê, ek moet eers my mense kom uithaal. Ek moet eers my mense kom uithaal. So ek moet eers kom om te betaal vir hulle oortreding aan die kruis. En hulle wat daardie genade van my aanvaar, gaan ek kom uithaal eers. En dan gaan my wraak begin. Spraak van die verdrukking. 7 jaar lang gaan my wraak oor hierdie aarde gestort word. En dan gaan ek dit vernuwe. En dis hoe ons daaroor moet dink. Dis hoe ons daaroor. Ons is verantwoordelikheid. Ons kan die wêreld nie verander nie. Maar ons kan seker maak ons kan boeties en sissies saam
Want die Here het gegaan om ons te gaan plek voorberei voor hy weer kom. Die verandering het nie gekom met sy eerste koms, die verandering kom wanneer hy weer kom. En sy eerste koms het hy net vir ons kom red, hy net vir ons kom uitred. Die wêreld gaan hy later kom uitred. Dis die eerste. Ons het 'n verantwoordelikheid. Dan gee die Here vir my hier by Levitikus 26 vers 28, daar kom te sien ek het ook al onderstreep 'n klomp jaar gelede, ek weet nie hoekom nie, maar hier staan 5 van julle sal 100 agtervolg en 100 van julle sal 10.000 agtervolg en julle vyande sal oor julle val deur die swaard. 5 van julle, hier kom my 5 weer in, sal 100 agtervolg. Aan die een kant gee dit van my hoe klein ons is, maar aan die ander kant hoe groot en magtig ons is in die hand van die Here. Sal ek 'n siel na die Here toe lei? Net een. Die Here sê jou hand is die mag, maar 500, 110.000 kan indring vir my koninkryk. Hy sê moet jouself nie te gering ag nie. Moet jouself nie te klein ag nie. Ja, jy is klein, jy is min, maar met my aan jou kant is jy groot en magtig. Trouwens so magtig dat hy vir my gee in Matteus 14. Kom hy sê so, luister mooi vers 16 en 17. Maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan, hy gee vir hulle iets om te eet. Maar antwoord op ons het hier net 5 brode en 2 visse. Nou ek ken hierdie verhaal, dis die eerste vermeerdering. Daar's 5.000 mense. En Jesus sê nie moet wegstuur. Hierdie 5 brode en 2 visse is genoeg om hulle almal te voed, en nie net te voed nie. En agterna 12 mandjies oorbly. Hy sê moet julle self nie gering ag nie. Hy sê ons moet uitgaan. En dan raak ek moedeloos en dan sê ek vir die Here, daar's kerke waar regtig soveel mense sit. En daar's ene wat daar voor praat en hy's gewild en dit gaan wonderlik. Wat het hulle wat ons nie het nie? Nou ja, dan moet jy jouself op die skouer klop en sê ek preek dit wat mense nie graag wil hoor nie. Daai ouens is maar net ouens wat motiveringssprekers is. En jy sal sien dat hulle Bybel lees en al daai tipe van dinge en mense net bemoedig, maar hulle nie mense vertel van sonde nie. Maar dis nie almal die hoor, daar is uitsonderings. Maar jy wil jouself op die skouer klop, maar diep in jou hart dink jy self nee. Ek kan ons nie vinger wys nie. En ons val dit baie keer op onsself. Ons gaan baie kere, ons moet dit nie doen nie, ons wil dit nie doen nie, maar dit voel baie keer vir jou as 'n pastoor, ja, miskien profeteer ek te min. Nee, miskien is daar nie te veel woorde wat ek sê nie. Miskien is daar minder dat ek hande lê op mense. Miskien is daar te min taal en uitleg in tale. Maar baie mense gaan kerk toe, soos jou. Dis raar so. Dis ook op baie plekke. Daar's mense wat aangelei word na 'n ander kerk. En daar's niks fout met die kerk, maar luister my mooi, maar hoekom nie hiernatoe nie? Dan vra ek hierdie tipe vraag. Nou ek het dankbaar 2 sondae terug Pinksterdiens gehad en dit ons 'n bietjie mense bedien hier en daar en niks gebeur hier en daar dinge gebeur. As een dag wat ek het in tale met haar gepraat, ek het al van gesê, jy weet presies wat ek vir jou sê. Jy weet presies wat die Here vir jou sê en sy weet. En daar groot dinge gebeur, en sy daar nog getuig en so aan. Ek gaan dit daar los. Hierdie dinge gebeur. Maar tog gaan voel dit vir jou uit, maar ek wil groter sukses hê. En jy maak dit 'n persoonlike ding en dit moenie so wees nie. Die Here gee vir my. Hy gee vir my 1 Korintiërs. Hoor mooi wat hy hierso sê. Hy gee vir my 1 Korintiërs 14. Luister mooi wat sê Paulus hier in vers 19. Maar in die gemeente wil ek liewer 5 woorde met my verstand spreek om ook ander te onderrig as 10.000 woorde in 'n taal. Hy praat eintlik van tale. Maar ek kan net sowel sê ek bereik liewer 5 mense wat werklik die Here volg as wat ek met 10.000 mense praat en hulle gaan leef hieruit. Of ek praat liewer net 5 woorde wat betekenis het as dat ek 'n stortvloed van woorde spreek wat geen betekenis het. En dan word ek maar weer klein, nou sê ek hoe klein ek is en dat die Here het vir elkeen van ons 'n roeping gegee. Dalk het hy net vir my 'n klein gemeentetjie gegee, maar elkeen van ons moet maar net doen wat die Here vir jou gee. En jy moet maar net volg wat hy doen. En dit bring my by die eintlike teks wat ek vir julle gesê het.
Matteus 25. Ek noem maar net hierdie ding, dat ons net besef, dat die getal 5 nie so klein is nie, maar dat die getal 5 ook vir ons sê, daar is 'n verantwoordelikheid, en hy wil nou kom by die verantwoordelikheid. Matteus 25 is 2 gelykenisse, en ek gaan eintlik my boodskap op nou eers. Hierdie was nog maar net, wat ek nou gesê het, was nog maar net so die opbouing daartoe. Hier is die eintlike boodskap, en jy moet regtig ernstig luister. Jy moet bietjie mooi hierdie woorde. Die een ding wat ek wil sê is die joy wat ons gesê het, unspeakable, full of glory. Hou dit 'n gedagte, maar die ander ding wat jy 'n gedagte moet hou is, moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Here ontmoet? Nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet nie. Wat het jy verwonde om die Here te offer? Wat het jy as jy jou vandag kom haal om hom te offer? Ek lees hier vanaf vers 1, Matteus 25. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie, maar die verstandiges het olie aan hulle kamme saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom taling om te kom, het almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middag was daar 'n geroep, en daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al die maagde op en maak hulle lampe gereed, en die wat dwaas was sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En terwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later toe kom die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waar dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Ek wil vir jou sê, dit te doen, maar wanneer die Here ons almal kom haal, maar dit is ook 'n persoonlike boodskap, want jou tyd kan enige tyd, jy kan by die neer uitstap, en jou tyd is verby. Wat die Here hiervan praat, is 'n gelykenis wat fokus op die bruilof eendag in die hemel. Hoe lyk die bruid van Christus? Ons lees Openbaring 19. Sy is bekleed met rein, fyn blond linne. En daardie fyn linne is ons werke. Nie die werke, godsdienstige werke nie. Die werke van geloof. Jy ken die verskil. Die godsdienstige werke is dit wat ons wil doen wat die Here ons betref. Maar die werke van geloof is dit wat ons outomaties doen, omdat ons in 'n verhouding is met Christus. As jy in 'n verhouding is met iemand, ek en ander mense verhouding, dan sal dit nou wat ek outomaties doen, omdat ek haar lief het, dit nou wat sy doen, omdat sy my lief het. Maar as ek dinge doen, dat sy my lief kry, dan is dit werke van godsdienst, nee. Die boodskap hier, onthou almal het in die slaap geraak, en ons praat nie hier van ongelowiges, gelowiges, ons praat van die kerk, ons praat van die bruid van Christus. Dis hoekom hulle praat van maagde. As die Bybel praat van die maagde, dan praat hulle van rein, of wat veronderstel om rein te wees, die kerk van die Here. Maar die helfte van hulle het nie genoeg olie nie. Hoekom nie? Wat is dit? Want hulle hou maar net, hulle is eintlik in die wêreld, hulle begeertes is in die wêreld, hulle drome is in die wêreld, hulle vrese is in die wêreld, maar hulle glo in die Here. Hulle weet hy kom, hulle sien die tekens, maar hulle het nie 'n verhouding met hom nie. Die 5 verstandiges het die verhouding, en dis waar die olie vandaan kom, dis waar die ekstra olie. Almal raak aan die slaap, nie net die dwaase nie, almal. Maar die wyses kan maar in die slaap raak. Dis amper soos 'n ou wat in sy huis is. Die een ou sy huis het die weerring en alarms en kameras en allerlei veiligheid. Hy kan lekker slaap want hy weet, en hy het honde. Daar kom waarskuwing, maar die ander slaap as hy oop deure en oop vensters en hy dink hy's net so veilig. En dis wat mense dink, ek glo die Here, ek is verward. Ek wil sê, jy maak 'n fout. Jy maak 'n fout, want een van die eerste dinge as jy moet sonde erken, en jy moet besef, ek is 'n sondaar, en jy moet gaan en sê, Here, dankie dat jy betaal het, maar daardie krag van u bloed is net werkend as ek werkend berou het, en ek sê, ek is nou klaar daarmee. En dan gaan die Heilige Gees toelaat om my nou te verander, om my te dra. Anders help dit nie. Dan is jy soos daai dwaase ou wat as ek op deure en op vensters staan. So klop jare gelede my broer wakker geword daar in Johannesburg, en hy sien daar lê goed in die kamer, en sy dogtertjie was nog klein, maar sy was lief met die ander rond te loop en sy wakker word, en
Maar hulle kry haar, sy lê buite die bed, hulle tog eers sy dan sien, maar die hele huis is omgekeer. Toe hulle ingebreek rondom hulle, nie een van dit wakker geword nie. Dan die Here hulle niks gedoen nie. Maar dit is wat gebeur, dit is wat, okay, ek sê nie, hulle het nie beveiliging gehad nie, maar dit is die tipe ding, dis die Here sê, ek kom soos 'n dief in die nag. Ek kom onverwags, is jy gereed, het jy ekstra olie? Of is jy een van hierdie dwaases wat dink jy is alright, maar eintlik is jy nie alright nie. Nou toe hulle het gewag, hulle het almal gewag en die bruidegom toe hulle hoor die aankondiging, hier kom hy. Toe besef hulle oor is te min. En hulle vra hulle vir die ander maagde, geef ons van julle olie. Hulle sê nee, dit gaan dalk te min wees. Nou baie mense het die vraag gevra, hoekom gee julle nie vir hulle nie? Geliefdes wat hulle kan nie. Ek kan nie vir jou die kruis dra nie. Ek kan jou vertel van Jesus. Ek kan jou hande raak, ek kan die hande op jou, ek kan baie dinge doen. Maar bekering is iets wat jy doen. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Ek kan nie vir jou my olie gee, al wil ek hoe graag. Glo vir my, as ek van jou van my olie gee, sal die Here my olie weer vul, want ek bly by hom. Maar my olie gaan nie werk vir jou nie. Dis iets wat jy moet besluit, dis iets wat jy moet doen. So vanmôre wil ek vir jou hierdie vraag vra, is nog nie klaar nie, maar die vraag is, watter een van die 5 is jy? Is ek een van daardie wyse maagde wat weet ek het daai ekstra? Of besef ek vanmôre ek is daar van daai dwaase wat maar net lewe soos ek wil? Want die dwaase maagde is die mense wat sê, die Here het my lief. Die Here het my lief. Sien jy, met die ander lees. Die dwaases is die wat sê, ek het die Here lief, of die Here het my lief, ek kan my maak soos ek wil, sê die lekker nie. Is jy alright? Like die een pijn is. Focus jy op my, en dat is nie daar rustig aan. Hoor weer wat ek sê. Die dwaase maagde is die wat sê, die Here het my lief, en ek kan maar lewe soos ek wil, hy het my lief, hy sal my verskoon. Dit gaan oor jou, die Here het my lief, ek kan lewe soos ek wil, maar die wyse sê, ek het die Here lief, daarom kan ek nie lewe soos ek wil. Wil ek dit weer vir julle sê? Die dwaase mens sê, die Here het my lief, ek kan maar maak soos ek wil. Die wyse mens sê, ek het die Here lief, daarom kan ek nie maak soos ek wil nie. Onthou daar die woorde vanmôre. Maar by my die vraag wel opgekom, en dit is wat ek vanmôre ook vir julle wil sê. Dit is so, ek kan vir my olie nie vir julle gee nie. Maar wat het daardie wyse maagde gekeer? Dankie Silja. Wat het daardie wyse maagde gekeer? Terwyl die deur nog nie oopgaan nie, terwyl die bruidegom nog nie kom nie. Hoekom stuur hulle daai dwaase maagde om olie te gaan koop toe die deur oopgaan? Hoekom het hulle nie voor die tyd van gesê, hoor die deur is nog toe nie? Gaan koop nou vir julle olie. Ja. Gaan nou maak julle saak met die Here reg nie. Wat is die antwoord? Waarskynlik het hulle. Want jy sien die oomblik as mense sê jou lewe is nie reg nie, dan kom hulle sê moet my nie oordeel nie. Nee, moet my nie oordeel nie. As ons in liefde sê, maak die saak reg met die Here. Hou op daarmee my broer, hou op daarmee my suster. O, pastoor, jy moet my nie oordeel nie. Ek sien dat pastoor Andre het so snede gehou gekry daar toe hy ook iets gepreek het in die Bybel uit en ook van oordeel en sulke goed. Dit gebeur. Maar ek wil vir jy sê, as jy dit nie doen nie, ek moet dit nie vir jouself hou nie, moet nie daai olie vir jouself hou nie, terwyl die deur nog nie oopgegaan het nie, het jy 'n opdrag om 'n siel te lei na Jesus. En ek sê vir my is moeilik, en ek gaan nou vir jou vertel, kom ek lees vir jou. Die Here gaan jou nooit bo jou vermoë iets van jou verwag nie. Ons kyk net na die tweede een. Hy gaan van vers 14 af, want dit is soos 'n man wat op 'n reis wou gaan en sy diensknegt geroep en aan hulle sy besittings toevertrou. Die Here het weggegaan. Hy het die siel aan ons toevertrou, né? En aan die een gee hy 5 talente, en aan ander 2 en aan ander 1. En elkeen na sy vermoë en hy het dadelik op reis gegaan. Hy gee die talente na jou vermoë. Die een met die 1 is nie minder werd as die met die 5 nie. Dit beteken net party mense kan 5 talente ontvang en al die werk, maar ander een met 2 en ander een met 1. Maar elkeen van ons het talente ontvang. Elkeen van ons het verantwoordelikheid ontvang. Vers 16, en die een wat die 5 talente ontvang het, daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin.
Net so die een wat die 2 ontvang, self ook die 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 ontvang het, het in die grond gaan grawe, die geld van sy Heer weggesteek. Ek ken baie sulke mense. Ongelukkig. Hulle ontvang by die Here. Hulle saak is reg met die Here, maar solank my saak nie reg is met die Here, is ek happy. Ek wil sê, jou saak is dan nie reg met die Here nie, want dan jy nog nie liefde nie. En as jy nie liefde vir jou medemens het nie, dan sal jy hulle nie bedien nie, en jy sal nie omgee vir hulle nie, solank ek net in die hemel kom. Of solank my ou huisie maar net in die hemel kom. Ek wil sê, dit begin by jouself, dan begin dit by jou huis, en dan begin dit buitekant toe. Maar elkeen het 'n verantwoordelikheid. Vers 19, na lang tyd het die Heer van hulle daai diensknegt gekom en het hulle afgereken. En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 5 ander daarby verdien. En die Heer sê vir hom, mooi so goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. En die een wat die 2 talente ontvang het, kom en sê, meneer, 2 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Luister mooi, presies dieselfde woorde, nie minder woorde nie minder eer nie jou dwaas, jou maatjie het 5 talente en gebruik baas die ander nie. Dit wat ek jou gegee het, was jou vermoë. En jy daai vermoë gebruik, en jy het net soveel eer soos daardie ou met die 5 talente. Vers 24, en die een wat die 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie gesaai het nie, en by mekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en die talente in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar sy Heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en luie diensknegt, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en by mekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms, wat aan my behoort, met rente ontvang het. Hy sê vir hom, ek het jou nie bo jou vermoë nie. En al wat jy kon gedoen het, is om te belê. En hy sê vanmôre vir elkeen van u, belê in die kerk, belê by my. Gaan vertel vir die mense, gaan na 'n man toe, en hou sy hand vas en sê vir hom, Jesus is lief vir jou. Gaan na 'n dame toe, gee vir haar druk en sê vir haar, Jesus is lief vir jou. Miskien is dit al wat jy hoef te doen. Jy gaan een van 3 gevolge hê, of jy gaan daai persoon stig, of jy gaan die persoon van ongeërg optree, of die persoon gaan jou afjak. Dan vee jy my die stof van jou voet af. Ek word baie afgejak, geloof my, ons pastoor, ek kry baie ouwe. Ons kry baie ouwe, ag wat, dis wat soos het is. Maar ons laat het ons nie ontmoedig nie. Het jy 'n talent wat jy verberg? Het jy iets wat jy kan doen? Miskien het jy brandstof en 'n voertuig en 'n liefde vir mense. Miskien kan jy hospitale besoek, mense kan praat, miskien kan jy huisbesoek doen. Miskien kan jy 'n instrument speel, ons kan weer 'n orkes aan die gang kry, miskien kan jy mooi sing, of die pastoor nie so lelik alleen nie voor te sing nie. Ek het nie alleen gesing nie, maar maak my kinders skaam. Wat doen jy? Kom ek vertel gou vir julle iets. Na daai gebeurtenis verlede Sondag, waar ek gevoel het, daar was 'n groot blessing geweest tydens die Pinkster. Maandagoggend is ek hierso besig met die Here. En ek sê van dankie Here, maar ek wens ek kan meer mense bereik. En ek gaan op die stadium en ek sê, Jesus Christus, weet wat, ek wil vir u iets vra. Ek wil nie vra vir iemand vra na te gaan en sê, wil jy net kom salf nie. Ek vra vir u, stuur iemand om my te salf. En ek het nou die verhaal van Woensdag vertel by bestudie, maar daar het nog iets bygekom, so ek vertel nou vir julle wat daar kom. Nie almal het gehoor nie, daar het iets bygekom. Maar ek bid dit vir die Here, ek sê, stuur iemand om my te salf. Asseblief Here. En ek het eintlik al half vergeet daarvan. Verlede Sondagoggend voor diens moet ek gou-gou rooi Here toe gaan om iets te gaan koop. En daar is baie mense wat daar werk, maar daar is veral 2, julle meeste van julle ken vir waar Woes wat daar is. En dan is daar so 'n jongetjie, ek weet sy naam is Teddy of so iets. Teddy. Right.
En hy is altyd so vriendelik. Abush noem my ook oupa en ouma, maar die kinders noem ons so, en Terry altyd pastor, maar hy wil net altyd vir my help. Pastor, hoe gaan het? En so aan, in elk geval, ek sta daarin. En Abush is 'n Christen, hè? Mense het gedink, hulle is Islamiet, hulle is Christen. Hy is baie wees, luister hy na Billy Graham se musiek, of sy preek en so goed. Maar hy weet, mense kry dan 'n idee oor die goed wat hulle in die winkel verkoop, is nou nie altyd so kosher, maar dit is nou maar hoe dit gaan ons in die winkels. Maar hy is 'n gekind vir die Here, hy is 'n Christen, die jongetjie weet ek nie, maar die feit dat hy so baie respek het, sê nogal vir my iets, maar dit maak nou nie saak nie. En Sondagoggend loop ek daarin, en is 'n ander vreemde een agter die kante, en ek betaal vir goed en ek wil loop, en die jongetjie kom, en hy sê, pastor, just wag net, en hy gaan agter en hy haal een van die boksies parfuum af, en hy haal hom uit, en ek dink myself, wat nou? Hy wil seker iets aan my verkoop, ek moet jou seker, en ek hou nog my arm, en ek dog hy wil my samples, maar hier spuit hy my, van boot tot onder, spuit hy my, en hy sê dit terug die boksie vacuum past, en ek bel die boksie, en ek sê, pas nou met my klap, en ek gaan met, my wil my al vererg, ek het myself gespuit met die osspice, dat ek eintlik hoendervleis kry, ryk ek nou nie lekker nie, wat? En toe in die kar klim, dis die gees van God met die mannetjie so pas gesalf. Hy het my met die goed gespuit, dis die gebed van maandag, en hy het my gesalf, en dit het 'n oliebasis, want dit maak ook die saak, jy doen die Here by jouself, met sy trane, of met sy speeksel, of wat ook al, maar hy het my so pas gesalf. En die week het verby gegaan, en ek dink by myself, dis ook toe nou, later wat ek eers sy naam uitgevind het, en Vrydagmiddag toe ek by hom kom, of toe ek in die winkel weer kom, toe sy agter die kante, ek wil iets koop, en hy sê vir hom, Terry, yes, pastor, ek sê, I want to tell you something. Hy sê, yes, pastor. Ek sê, I just want to tell you, Jesus loves you. Maar hy man gryp my hand, en hy druk my, en hy alles, en toe besef ek net, wie weet, dalk het hy ook sy probleme, hy het ook sy dinge, en hy wou die woorde gehoor het, en daar stig jy ou net daar, en dit het van my niks afgevat nie, die feit het my goed laat voel. En elkeen van ons kan dit doen. So daai mense wat so loop met die probleme, maar ek wil net vir julle sê, heel eerste met die lig skyn. Jy kan nie gaan soos hierdie een wat, ek is 'n kind van die Here, en onder daar's twee maniere wat jy vir mense vertel van die Here. Die een is daar wat gedurig mor en kla, en alles gaan net sleg, en ek wag dat die Here moet deurkom vir my, maar dit gaan so sleg. Pastor Andre het altyd gesê, as jy mevrou gaan, en hy sê, onder omstandighede, onder omstandighede. Wie is omstandighede dat Jesus het vir jou gesterf, Jesus het vir jou betaal. Jy is in goeie omstandighede. Onder omstandighede. As jy 'n Christus behoort, ek weet jy het probleme, maar hoe liewer jy vir Jesus, hoe nader jy is, hoe kleiner is jou probleme, en jy moet dit uitstraal. 'n Ou gaan nie na die Here toe gelei word, as hy sien, daai kind van die Here is gedurig morbied nie, 'n gedurig probleme nie, 'n gedurig hartseer nie, en daar's net nooit deurbraak nie. Ag, die Here gaan nog vir my deurkom, die Here gaan nog vir my deurkom. Die Here het 2000 jaar terug vir jou deurgekom. Aan die kruis. Ons moet daai lig laat skyn. Dan kan mense soos jy is, baie keer hoef jy nie eens 'n woord te sê nie. Hulle net sê, 'n lokkie loop daar in 'n winkel in. Maar sê, ek wil soos daai man wees. Kyk hoe skyn die lig op hom. Kyk hoe vreugdevol is hy, kyk hoe bly is hy. Ekskuus lokkie, so net 'n voorbeeld. Gryp so net ou hierdie gemeente uit. Dis hoe ons moet wees. Dan is ons soos daai ou met die 5 talente, of die ou met die 2 talente. Of al het jy net 1, dan kan jy ook 'n garde gesê, hier is hom meester. Hier is hom meester, ek het vir my 'n talent gegee. En ek het vir jou rente ontvang. Ek het mense bly gemaak. Ek het vir mense vertel van U. Of ek het mense gewys hoe lyk 'n kind van die Here. Dan gaan hy vir daai ou met die 1 talent ook sê, mooi so goeie getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. Nou as jy gedink het, daai een ou is afgejak, maar hy het daarin ook ingegaan, ek het vir jou nie kyk wat sê die woord van die Here. Hy sê, vers 28, ek gaan weer 27 lees, van 27 af. Daarom moes jy my geld met die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms, wat aan my behoort, met 'n rente ontvang het. Neem dan die talent van hom weg, en gee dit aan die een wat die 10 talente het. Want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook dit wat hy het. En werp die nuttelose diensknegt uit in die buitenste duisternis, daar sal 'n geween wees
en 'n gekras van tande. In my koninkryk, sê die Here, is daar nie plek vir daardie ou, wat dit wat ek vir hom gegee het, vir homself gehou het en dit nie gedoen het nie. Kan ek dit duideliker stel as wat die woorde stel? Ons is lief om hierdie woorde te gebruik en al het geld is sulke goed, né? Mense sê, my seun, ons het altyd aan die agterspeen gedruk, né? Die Bybel sê, hy wat het gaan nog meer kry, en hy wat nie het nie gaan minder nie, en so vertolk hulle dit heeltemal verkeerd, dis nie wat die Here sê nie. Die Here sê, hulle wat ingebring het, sal nog hê. Hulle wat het gevat het en ek hulle gegee het, en dit gaan vermeerder, en met ander gaan deel het, hulle vreugde, hierdie boodskap gaan deel het, maar dit ook gewys het, sal meer hê. Maar hulle wat nie het nie, sal ek nog wegvat ook. Trouwens, Romeine 1 sê, ek sal hulle oorgee aan hulle begeerlikhede. Hulle sondes gaan nog groter word. En hulle gaan nie daarvan af kan wegkom nie. As jy die wêreld en die wêreldse dinge begeer, gaan ek jou heeltemal oorgee daaraan, dat jy dit dan maar het. Maar vir jou gaan daar nie plek wees in my koninkryk. Onthou hierdie woorde, ek wil nie die slegte nuus bring, ek is die ware goed nuus. Dis waaroor die evangelie gaan. Ons hoef nie daar vas staan nie. Ons hoef nie. Jesus Christus het klaar die prys betaal. Kan ek amen kry? Amen. Prys die Here. Prys die Here. Ek gaan nie 'n lang boodskap bring nie. Dit is die boodskap vir môre. Kom ons sluit die oë. Dink daaroor as jy uitgaan. Kom ons sluit die oë in Jesus naam. Liewe Vader, dankie dat die Here Jesus Christus gestuur het en vir ons hierdie prys te gaan betaal aan die kruis. Dankie Here dat U vir ons daardeur die Heilige Gees uitgestort het. Op sigself klaar talent, iemand wat in ons kan woon, wat ons talente kan ontwikkel, wat in ons en deur ons kan werk as ons net toelaat. As ons net gaan en sê ek kruisig myself, ek kruisig die wêreld, ek is bereid om dit te gaan en dit te doen wat Adam nie wou doen nie, en te oor te gee aan God die Vader, die Here Jesus Christus, sy Heilige Gees, en toe te laat dat my lewe verander. Help my en elkeen van ons as daar probleme in ons lewens is, of begeerlikhede dat nie in lyn met U wil is nie, dat ons dit sal kruisig, dat U al hoe groter en groter, Jesus al hoe groter ons lewens sal word, dat ons probleme of ons begeertes of dinge wat nie van U af is nie, al hoe kleiner sal word en al hoe minder daar sal fokus. Here, as daar vanmôre mense is wat besef dat hulle deel is van daardie 5 maagde wat dwaas is, bid ons namens hulle sê hier en hier stop dit nou. Ons gee vanmôre oor aan U. Ons gee oor aan U. Vul ons kan in olie, Here, dat ons 'n verhouding het met U en nie meer met die wêreld nie. Ons gee die verhouding met die wêreld prys en ons ruil dit uit, ons koop Here die koninkryke. En die van ons wat reeds deel is van die wyse maagde, kom Here, gee vir elkeen van ons die gawe, gee ons elkeen die geleentheid om ten minste een siel aan te raak. Want dit is nie U wil, profesie is nie dat U dit wil hê dit moet so wees nie. Dit is nie U wil dat net die helfte van die kerk uiteindelik dit maak nie. U gee vir ons die profesie, sodat ons kan werk daaraan, sodat ons dit kan verander, want U wil nie hê dat een siel verlore gaan nie. Vra dat U verheerlik sal word. Daar waar die boodskap uitgaan, Facebook, YouTube, daar waar die mense self uitgaan gaan vertel, waar mense share, waar ons vir ander mense bid, waar ons ander mense aanraak. 'n mooi glimlag of 'n bietjie verneekheid gee, al voel ons nie so nie. Here, maak dit vir ons moontlik. Word U verheerlik, ons bid in Jesus se kosbare naam. Amen. Amen. Ek gaan gou 'n seën uitspreek en dan gaan ek vir julle vra om net te sit. Nie op te staan of te loop nie. Want dit is so 'n verrassing vir elkeen. In die kerk, as in die kerk se verjaarsdag is. Vanmôre gaan ek die seën van die Here uit die woord gee, want hier seën en gaan opdrag. Ek gaan opdrag van die Here af. Ontvang hierdie opdrag. Gaan dan heen. Maak disippels onder al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om dit te doen wat Jesus ons beveel het. Amen. Amen.
So net so 'n bietjie die, ons gaan nou koffie en eerder liewer wil, maar niemand opstaan nie. Maar ek gaan ietsie uit die deel daar, prys die Here. Kan ek kom aan? Ongelukkig nie heel die Facebook kykers is so groet hulle dan nou.